My woord staan vas, sê die Here, dat ek jou nooit sal begewe en jou nooit sal verlaat nie. En hoekom sê jy in hierdie oggend, dat jy voel ver van my af? Ek wag vir jou, om maar net jou hand uit te strek, na my toe. Ek wag vir jou, om te verklaar, dat jou geloof en jou vertroue in my is. Ek wag vir jou, om vir my te vra, om jou vas te hou, jou te koester, en dat jy kan voel, en dat jy kan ervaar, en dat jy kan weet, dat ek jou lief het. Ek is nie ver van jou af, in hierdie oggend, sê die Here. Ek is ook nie ver van jou, in jou daaglikse lewe nie. Ek wil hê, dat jy jou oë sal open, jou hart sal oopmaak, en dat jy daai kinderlike geloof in my sal hê, dat ek altyd by jou is, jou nooit, maar nooit sal begewe, en sal verlaat nie, want ek het jou lief, en ek geef om vir jou, sê die Here. Jy is kosbaar vir my, ja, jy is hooggeag, en ek gee om vir jou, sê die Here. Ja, dit is so lekker, om 'n God te kan ken, kan dien. Ja, hy is ver, hy is groot, hy is almagtig, skepper God. Maar dan kom hy so naby, en dat hy ons kom vashou, en dat jy regtig kan voel en weet, God is hier, hy is by jou, raak jou aan, hy koester jou, en hy wil nie daai ver af God wees nie, hy wil hierdie God wees, wat hier by jou staan, teen jou staan, wat jou vashou, wat jou dra, in die moeilike, in die swaar tye, is hy daar, om jou te dra. Prys die Here. Nou as jy die Bybel saamgebring het, wat ek glo jy het, dan vra ek om te lees uit 1 Johannes, hoofstuk 1. Nou ja, terwyl jy dit soek, 1 Johannes, hoofstuk 1, is daar in die Nuwe Testament, maak seker jy kry dit. Nou, ons gaan nagmaal bedien, en ons gaan ook die doop bedien. En die twee persone wat vandag gaan gedoop word, dit is Armand se kinders, Rachel en Robin, en nou hulle het vir hulle kinders toe nog gesê, ek het nie geweet nie, maar hulle het gesê hulle moet neerskryf hoekom hulle gedoop wil word, en hulle het dit toe gedoen, en toe stuur Armand vir my nou dit wat hulle gestuur het, of geskryf het, en ek gaan nou nie alles lees nie, ek gaan net in kort vertel en sê wat hulle geskryf het. Nou, die eerste ding wat uitgekom het, hoekom hulle gedoop wil word, is hulle het gesê, we are now followers of Jesus. Amen. Nou, dit het my dadelik getref, toe besef ek, maar hulle weet regtig waarom dit gaan. En toe was nog 'n volgende gedagte, we are now reborn. Met ander woorde, die Bybel praat van die wedergeboorte. So hulle verstaan ook die wedergeboorte, natuurlike geboorte, en dan kom ons by 'n geestelike geboorte, wanneer ons Jesus aanneem. En dan nog ietsie, die derde ietsie wat vir my so mooi uitgestaan het, was dat hulle het gesê, maar nou moet sonde nie meer deel wees van hulle lewe nie. En dit was vir my baie mooi, kernagtig. En ek het toe ek nou voorberei, toe dit regtig by my gekom,
Ek wil in hierdie oggend met ons net praat en deel oor die sakramente van die doop en dan van die nagmaal. Nou, ek gaan dan vir ons lees uit Johannes 1, Johannes die eerste hoofstuk vers 1 en dan gaan ons net ook 'n kort gedeelte in Matteus lees. Nou, in die begin was die woord en die woord was by God. Die woord is Jesus en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom, Jesus, ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe en die lewe was die lig van die mense en die lig skyn in die duisternis en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Daar was 'n man van God gestuur wie se naam Johannes was. Hy het tot 'n getuienis gekom om van die lig te getuig sodat almal deur hom sou glo. Hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die waaragtige lig wat elke mens verlig was aankom in die wêreld. Maar almal, vers 12, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Aan hulle wat in sy naam glo, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of die wil van 'n mens nie, maar uit God gebore is, want die woord het vlees geword en onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van 'n eniggebore wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Dan ook vers 15 en 16. Johannes getuig van hom en roep en sê, dit was hy van wie ek gesê het, hy wat na my kom, het voor my geword, want hy was eerder as ek. En hy, sy volheid, het ons almal ontvang, ja, genade op genade. En dan wil ek ook hê dat ons net 'n paar verse lees in Matteus, die 3de hoofstuk vanaf vers 13. Toe het Jesus van Galilea na die Jordaan na Johannes gekom om deur hom gedoop te word. Maar Johannes het hom erns teëgegaan en gesê, ek het nodig om deur u gedoop te word en kom u na my toe. Maar Jesus het geantwoord en vir hom gesê, laat dit nou toe, want so pas dit ons om alle geregtigheid te vervul. Daarna het hy hom toegelaat en nadat Jesus gedoop was, het hy dadelik uit die water opgeklim en met eens gaan die hemele vir hom oop en hy sien die Gees van God soos 'n duif neerdal en op hom kom. En daar kom 'n stem in die hemele wat sê, dit is my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het. Nou ons lees hier dat voordat Jesus begin met sy aardse bediening of sy amptelike bediening, gaan hy eers na Johannes die Doper toe en om gedoop te word. En dan wanneer Jesus by Johannes kom, dan wil Johannes dit aanvanklik nie doen nie, want hy voel onwaardig en hy sê vir Jesus, maar hy gaan dit nie doen nie. En dan dring Jesus aan en hy sê, maar doen dit, want so moet ons alle geregtigheid vervul. Nou, wat beteken geregtigheid? Geregtigheid beteken dit wat reg is. Nee, met ander woorde, Jesus sê vir Johannes, sê vir ons, doen wat reg is. Doen wat God se wil is en wat vereis word. Dis wat geregtigheid eintlik sê. Dit is wat God vereis. Jesus is ons geregtigheid. Met ander woorde, God het vereis dat hy in ons plek sou sterf. So, Jesus kom hier en hy sê vir Johannes, doen dit, dis reg, dis God se wil, dit word vereis, dit word gevra, ek wil dit doen. So, dis baie goed dat ons hierdie moet verstaan,
Dan leer die Bybel ook vir ons. Ons moet Jesus se voetstappe navolg. En dan loop Jesus se voetstappe deur die doopwater. En dan is my vraag net, hoe kom ons regtig by dit verby? Hoe gaan ons die doop kan omseil? Nou, soos ek vir julle gesê het, ons gaan volgende dan kyk na die betekenisse van die sakramente. Nou, wanneer Jesus die groot opdrag gee, net voor sy hemelvaart in Matteus 28 vers 19, dan sê Jesus hierdie woorde, hy sê, gaan verkondig die evangelie aan die ganse mensdom en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En dan in Markus 16 vers 16 sê Jesus, hy wat glo en hom laat doop, sal gered word. Nou, om te glo impliseer dat jy Jesus aanneem. 'n ander term in die Bybel is bekering. Nog 'n ander term is wedergeboorte. Dis maar een en dieselfde wanneer die Bybel sê glo in Jesus, wanneer hy sê bekeer jou, word wedergebore, beteken dit jy kom op hierdie punt wat jy oorgee. Nou, en dan sê Jesus word gedoop. Nou, rondom hierdie opdrag van Jesus, bekering, deur die bloed van Jesus, dit is die nagmaal, die sakrament van die nagmaal, en dan die sakrament van die doop, nadat jy dan tot geloof gekom het. Nou, wat ons baie goed moet verstaan, is dat die sakramente sentreer om Christus Jesus. Hy moet die middelpunt wees in hierdie sakramente. Dit moet nie maar net iets wees wat jy net doen nie. Jy moet jou net laat doop nie. Jy moet jou laat doop omdat jy weet waarom dit gaan. As jy die nagmaal gebruik, moet jy weet waarom dit gaan. Nou, daar is sekere daar is simboliek in hierdie sakramente, en daai simboliek spreek ons aan. En in hierdie oggend, jy weet, wanneer ons gaan meedeel hê aan hulle wat gedoop word, dan is daar 'n blydskap in ons harte. Hulle het Jesus gevind, hulle wil gehoorsaam wees. Maar vir jou en my wat reeds gedoop is, kom die vraag op, is Jesus nog die middelpunt van jou lewe? Of is hy tweede en derde en vierde in jou lewe? Wanneer ons die nagmaal later gaan gebruik, word jy gekonfronteer met hierdie vraag, is Jesus die middelpunt? Is hy nommer 1 in jou lewe? Of het hy my afgeskuif na 2, 3, 4 en waar ook al in jou lewe soos wat jy dit wil leef? Nou, eerstens spreek die doop dat jy 'n navolger van Jesus Christus geword het, soos ek dan alreeds gesê het. Nou, op verskeie plekke in die Bybel lees ons dat Jesus sê, volg my. Dis kort, dis saaklik. Jesus sê, volg my. Dis 'n opdrag. Jesus vra nie, maar dink daaroor na nie, en al daai dinge nie, het jy lus, voel jy so nie. Jesus sê, volg my. En, jy weet, dan is daar eintlik net een antwoord. Hoekom is daar baie mense wat nog nie Jesus Christus aangeneem het nie? Want hulle dink, hulle voel nog nie lus nie. Hulle miskien later, jy weet. En nog 'n rede, hoekom neem mense nie Jesus aan? Want hulle voel, hulle gaan te veel verloor. Nee, jy gaan daai sonde, wat vir jou so lekker is, jy wil dit nie prys gee nie,
jy wil dit nie inboet nie, en daarom kan jy nie hierdie opdrag volg my nakom nie. Baie ander voel, ek gaan my vriende verloor. Ek wil vir jou sê, as jy jou vriende verloor, nadat jy Jesus aangeneem het, en hom wil dien, was dit nooit jou vriende nie. Jy hoef nie hartseer te wees oor jou vriende en daai vriendskappe nie. Maak Jesus die vriend in jou lewe, en jy sal nooit spyt wees nie. Jy het niemand anders nodig as jy Jesus jou vriend gemaak het nie. Ook wanneer ons die nagmaal gebruik in hierdie oggend, wil ek vir ons sê, is die boodskap, wanneer jy het gebruik, maar ek is 'n navolger van Jesus Christus. Nou, tweedens, sê die doop vir ons, dat jy gereinig is deur die bloed van Jesus. Nou die Bybel sê, al was jou sonde soos skarlaken, sê dit sal wit word soos sneeu, wit soos wol deur die bloed van Jesus. Nou, geen sonde is te klein of te groot dat die bloed van Jesus dit nie kan reinig nie. Geen sondaar is te klein of te groot of te diep en te ver afgedwaal om nie gered te kan word en gewas te kan word in die bloed van Jesus nie. Nou die doop as sulks red jou nie. Dit moet ons goed verstaan. Die doop as sulks red jou nie. Dis die bloed van Jesus wat jou was en reinig. Die doop is 'n stap van gehoorsaamheid wat God eis en vra. Dis wat ons daar gelees het. God sê, hy eis dit, hy vra dit. Dit is in God se geregtigheid ingesluit dat ons dit moet doen. Dis deel van die opdrag van sy saligheidsplan. Dis 'n stap van gehoorsaamheid. Dis 'n uiterlike teken van dit wat reeds innerlik in ons lewens plaasgevind het. Nou derdens sê die doop dat jy die lewe van Christus Jesus deelagtig word. Nou ons teksvers wat ons gelees het in Johannes 1 vers 4 sê hierdie woorde. Hy sê in hom, dit is Jesus, is daar lewe. Elke mens in hierdie aarde, ons word gebore in 'n sondige wêreld. Die Bybel sê ons is dood in ons sonde en in ons misdaad. Jy's dood. En net Jesus kan jou lewendig maak uit daai toestand van doodsheid. En wanneer jy hom aanneem, kom sy lewe in jou. Nou vierdens spreek die doop van lig. Ons teksvers sê in hom, dit is Jesus, was lewe en die lewe is die lig van die wêreld. Nou sonde is duisternis. En die doop sê, jy het jou sondige, duistere lewe, het jy afgelê, vaarwel gesê, en jy leef 'n lewe in die lig. Nou die Bybel sê, die pad van die regverdige is met lig bestraal. Die Bybel sê, dit word al helderder tot die volle dag toe. En dan sê hy, daarenteen is die weg van die goddelose in duisternis. Hulle weet nie waaroor hulle sal val en sal struikel nie. Jy sien, ons het hierdie keuse, leef in duisternis, leef in jou sonde, of kom tot Jesus, kom leef in die lig, en by die doop sê jy, maar ek is klaar met die duisternis, ek het in die lig van Christus Jesus ingekom. Nou vyftens spreek die doop van 'n begrafnis. Nou Romeine 6:3 sê, of weet julle nie, dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is. Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood,
sodat net soos Christus Jesus uit die dode opgewek is, ons ook deur sy heerlikheid opgewek sal word. Nou, die doop sê eintlik dit, wanneer jy onder die water gaan, dit is 'n simbool van die dood. Jy begrawe die ou sondige mens. En dan soos wat jy uit die water uit opkom, sê jy ek staan op in 'n nuwe lewe saam met Christus Jesus. Is dit nie wonderlik en fantasties nie? Nou, saam met dit spreek die doop ook eintlik van 'n kruisiging. Vers 6 gaan aan en hy sê, aangesien ons dit weet dat ons ou mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak kan word en ons nie meer die sonde dien nie. So moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend vir God in Christus Jesus. So met die dood sê jy, ek is dood vir die sonde, wil dit nie deel van my hê nie, ek is lewend vir Christus Jesus. Dit is my hartsbegeerte, dis my keuse, dis wat ek kies, om lewend vir Christus te kan wees. En dan sestens spreek die doop van genade. Jy weet, wanneer 'n persoon hier voorkom staan, of waar ook al, en hy sê ek wil gedoop word, dan sê hy dis genade. Niks uit jouself nie. Niemand kan dit ooit verdien om gered te word nie. Net God se genade wat jou red, wat jou was en wat jou reinig. En dan kom Johannes en hy omskryf dit vir ons verder nog mooier. Hy sê dis genade op genade. Grace upon grace vir enige mens. En weer eens, jy weet, wanneer ons saam bly is oor hulle wat gedoop word, dan ook in jou eie lewe net opnuut te kan sê, Here, maar is maar net genade op genade, dat ek U kon vind en dat ek U kind kan wees. Nou, net bietjie verder aan, dan kom Johannes weer en hy sê hierdie woorde, hy sê dit is Jesus, moet meer word en ek minder. So as jy werklik in erns hierdie pad van die Here loop, kan jy nie anders as om ook hierdie gebed van Johannes jou na te maak en dan sê, Here, ek wil minder en minder word en U moet meer en meer in my lewe word. U moet alles in my lewe wees. Wanneer jy gedoop word daai dag, Here, wees alles in my lewe, maar môre ook en oormôre en elke dag op hierdie pad, wees U alles in my lewe. En dan naastens, meer terug by die nagmaal. Die nagmaal spreek van selfondersoek en introspeksie. Jy weet, Jesus het gesê, doen dit tot my gedagtenis. En ons doen dit, en ons dink terug aan die kruisiging. Maar baie keer net so vlugtig. En ons sê so vlugtig, dankie, Jesus het vir my gesterf. Ja, maar dat ons werklik by tye net mooi gaan stil sit en nadink, Jesus, elke spyker in die hand vir my, deur die voete, vir my, alles, daai geselhoue, Jesus vir my, maar dan ook, dat ons na onsself kan kyk nou, dis nie net terug nie, maar nou na jou lewe kyk en vir jouself vrae afvra, maar Here, hoe lyk my lewe nou met U? Hoe lyk my verhouding nou met U? My toewyding, my oorgawe, my gebedslewe, die erns waarmee ek U dien. Here, hoe lyk dit nou? Wanneer jy nagmaal gebruik, Here, hoe lyk
my lewe nou. Hoe lyk my liefde vir U? Dan kom die Bybel in Openbaring en sê, dit het ek teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Wanneer ons by die nagmaal kom, word jy gekonfronteer. Het jy nog jou eerste liefde vir Jesus? Het jy hom nog so lief, soos wat jy hom reg aan die begin gehad het? Nagmaal vra vir jou. Het jy maar sonde weer laat inkom in jou lewe? Is jy maar heel tevrede daarmee? En wil jy maar so aangaan? Weet die doop en die nagmaal spreek van erns. Wanneer jy jou laat doop, dan sê jy, ek is ernstig. Vandag ernstig, ek laat my doop, is ernstig. Maar môre gaan ek ook ernstig wees. Oormôre gaan ek nog steeds ernstig wees om Jesus te dien. Elke week en elke jaar, totdat Jesus kom. Baie keer, dan neem mense hierdie stap, en dit is goed, en dit is reg, en dit is mooi, maar moenie jou erns verloor langs die pad nie. So hartseer, wanneer dit soms vir jou lyk, maar daai mens het sy erns verloor. Daai deernis, daai vasberadenheid om Jesus te dien. En ook wanneer ons volgend gaan deel hê aan die nagmaalstafel, dat jy in jou hart sal inkyk, vir jouself gaan vra, maar is ek nog so ernstig om Jesus te dien? Is dit nie maar iets wat ek so terloops doen nie? Werk nie regtig nie. God vra meer. Kan hom nie sommer net so terloops wil dien nie. Jy weet, ons sê baie keer, ag ek sê dit sommer terloops. Dis nie wat God vra nie. Die nagmaal sê erns, volle oorgawe, volle toewyding.